Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 130 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 205 vers 1 en 3.
Kom ons bely ons geloof saam in die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, die Tosiusberuiming, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing Gesang 284, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Markus. Markus hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot 20, 26 tot 29 en dan 35 tot 41. Hy sê toe vir hulle: "Julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse kan verstaan? Die saaiër saai die woord. Daar is mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna, terwille van die woord, verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord. En dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Party 30, party 60 en party 100voudig. Verder het hy gesê: met die koninkryk van God gaan dit so. Iemand saai die saad op die land en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Van self bring die aarde die graan voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan die volkoringaar. En wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Laat daardie middag, sê Jesus vir sy disippels: kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom:
meneer, gee jy dan nie omdat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U het die hemel geskep, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. U laat alles en almal lewe. Maar ons moet bely dat ons nie altyd op U gebooie let, waarmee U deur die eeue heen met ons U pad wil loop nie. Ons moet bely, ons oordink nie U woord, dag en nag, soos dit hoort nie. En daarom, goeie Heer, word ons so maklik paniek bevange, wanneer ons in die nood kom, en alles om ons donker word nie. Ons bely, ons is nie soos 'n boom wat by waterstrome geplant is nie. Nie in die geloof nie, en daarom ook nie in hierdie wêreld waar ons leef nie. Ons staan diep skuldig voor U, en ons het niks uit onsself om as 'n verskoning aan U te bied nie. En dan moet ons ook bely dat U baie meer gewillig is om ons te hoor as hoe gewillig ons is om te bid. U wat meer wil gee as wat ons begeer of verdien. Ons bid U, goeie Heer, laat U Gees tog in ons hart inbreek en alles uit ons harte werp wat tot U oneer strek. Ons bid dit, Here, ter wille van ons behoud in hierdie wêreld. Maar bo dit bid ons dit ter wille van U heilige naam. Kyk tog na U seun aan die kruis en wees ons genadig.
Bring ons tog by die fonteinwater, wat uit u seun se sterwe vir ons vloei, sodat hierdie ou boom in ons tog nuwe lewe mag kry. Alleen so kan ons deel van u heilige gemeenskap van gelowiges wees, van almal wat te midde van hierdie wêreld tog in blydskap en vol hoop u dag afwag. Here ons God, hoor tog ons klein gebed en steek tog u hand na ons uit, net ter wille van die naam van Jesus Christus, wat in ons plek aan die kruis gehang het. Hoor ons tog op grond van u liefde. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 590, die eerste en die tweede strofe. Het jy gehoor, vertrou jy hom in jou diepste nood? Weet dan, geen bose magte kan jou aan hom ontruk nie. En op hierdie geloofsverwagting skenk God volmaak geluk. Broeders en susters, as ons na die wêreld kyk waarin ons leef, reg oor die hele wêreld, lyk dit asof God se koninkryk met krag groei
En as ons oor die koninkryk van God praat, en ons praat van groei, dan kyk ons gewoonlik na die kerk, wat nie reg is nie. En ons kyk na die kerk met sy getalle. En in die tyd in die wêreld waarin ons leef, hoor ons eintlik net van die kerk wat al hoe kleiner word in getal. Ons hoor al hoe meer van gemeentes wat tot 'n einde gekom het en hulle kerkgeboue verkoop. En loop 'n mens op straat, is dit so asof jy al hoe minder daarvan bewus word dat die mense, die samelewing, by wyse van spreke Christelike standaarde handhaaf. Ons praat oor die koninkryk van God en ons kyk na die kerk met sy getalle, en dan lyk dit vir ons asof eintlik alles besig is om agteruit te gaan, want die getal klink vir ons asof dit kleiner word. Die getal, die aantal van die kerk was van dag 1 af 'n probleem. Glad nie rooskleurig nie. Sommer op die eerste dag, toe word die enigste 2 lidmate van die kerk uit die kerk geban. Van dag 1 af staan die kerk leeg. Geen lidmate nie. Adam en Eva is baie gou om dit so te stel, uit die kerk geban. En dan lees ons verder deur die Bybel. Ons kom by die woestyntog van Israel. Hulle is op pad vanaf Egipte na hulle beloofde land toe. En dan vertel die geskiedenis van ons van al die elende wat die volk God mee opgesaal het. Uiteindelik, as ons die geskiedenis mooi lees, was daar 2 lidmate wat vanuit Egipte dit gemaak het tot in die beloofde land. Net 2. Joshua en Caleb. Daar was altyd 'n probleem met die getalle van die kerk. En dan blaai ons verder in die geskiedenis van Israel. En die volk gaan deur 2 ballingskappe. Die kerk gaan deur 2 ballingskappe by wyse van spreuke. En kom hulle almal terug, die geskiedenis vertel ons, 'n handjievol het uiteindelik weer teruggekom. Die statistiek wat elke keer ver val. En ons kom by die evangelie van Jesus Christus. Na Jesus se bediening, vergeet al die ander goed wat hy gesê het, wat eintlik die belangrikste is, na al die wonders wat hy voor mense se oë gedoen het. Maar toe hulle moes kies, toe skree almal, kruisig hom. En waar's die disippels, wat dan die voorlopers van God se kerk op aarde moet wees? Hulle het hulle almal uit die voete gemaak. Die kerk het nog altyd mank gegaan aan getalle.
Maar goed, ons kyk om ons heen. En nou begin ons, probeer ons reparasiewerk te doen. Nou kyk ons na onsself en ons sê vir onsself, ons sal al hoe meer in die gemeenskap betrokke moet raak. Ons sal al hoe meer sosiale aktiwiteite moet begin ondersteun. Ons sal onsself misbaar in die samelewing moet maak, anders is die skrif vir ons aan die muur. En so begin gemeentes met allerhande indrukwekkende aksies. En ja, dis 'n Bybelse opdrag, dat ons die goeie wat ons hand vind om te doen, dat ons dit moet doen. Maar as ons mooi kyk na al hierdie allerhande aksies waarmee ons besig is, dan lyk dit uiteindelik soos 'n saaiboer wat om sy land 'n pragtige, netjiese heining opgesit het. Pragtig die wenakkers mooi afgebaken het en die gras daar kort gesny het, die grond bewerk het met kunsmis en alles. En nie een saadjie, koringsaadjie gesaai het nie. Die gelykenis wat Jesus vertel het, wat sy disippels nie verstaan het nie, die gelykenis oor die saaier, lê Jesus Christus eintlik op twee maniere uit in die skrifgedeelte. Aan die een kant vergelyk Jesus die mense met 'n saailand. En dan vertel Jesus hoe gaan dit met mense? Die saad, die woord, die evangelie word verkondig, dit word gesaai. En wat sien ons? Ons sien dat die uitkoms, die oes is maar karig. Want van die saad val op die pad, van die saad val in klipperige grond, van die saad val tussen onkruid, en dan is daar so 'n ou kolletjie goeie grond waar die saad val, en dit dra vrug, en dan is dit ook nou maar nie vreeslik rooskleurig nie, want dis maar 30 en 60 en miskien 100voudig. Lyk nie goed nie. En nou sê Jesus vir sy disippels, dit is wat die gelykenis beteken het, mense wat die evangelie hoor, en dan gaan dit met hulle soos die gedeelte op die pad, die gedeelte wat klippe het, die gedeelte wat onkruid het, en mense loop miskien vir 'n rukkie die pad van geloof, maar laat daar net iets gebeur, dan verval hulle maar terug in ongeloof. En nou begin ons skrifgedeelte op 'n baie eienaardige manier as 'n mens in gedagte hou dat Jesus eintlik met sy disippels praat. En hy kom met 'n verwyte en hy sê vir sy disippels, julle begryp nie eens hierdie gelykenis nie. Hoe sal julle dan al die ander gelykenisse verstaan? En dan laat Jesus iets gebeur. Laat daar dieselfde middag, sê hy vir sy disippels,
dat hulle moet oorvaar na die ander kant van die see, na Gerasa toe, as u verder sal lees. Jesus gaan rus aan die agterkant van die skuit. Hy slaap. En daar steek 'n geweldige storm op. En die water begin gevaarlik in die skuit in te spoel. En die disippels, hulle is onmiddellik vreesbevange. En hulle gaan maak Jesus wakker en hulle sê vir hom, gee u nie om wat van ons word nie? En dan sê Jesus vir hulle, sien julle lyk net soos daardie saailand. Julle geloof is maar karig. Illustreer hy aan sy disippels wat hy 'n ruk terug in 'n gelykenis vir hulle gesê het. Voor ons verder gaan ons nou net terug na die saaier toe. Hier het ons 'n eenvoudige saaiboer en hy doen wat hy nou maar elke jaar moet doen. Hy moet nou maar sy landjie gaan saai, anders gaan hy en sy gesin nie kos hê vir die winter nie. En nou word vir ons vertel van die saaier. Hy loop en hy saai nou maar sy koringsaadjies soos altyd en bewerk sy ou landjie. En ja, en dit sal onregverdig wees, maar in vergelyking met vandag sou niemand van ons eintlik met die saaier wou vergelyk nie, want werklik waar, die oes wat op die ou end gelewer word, is maar karig, maar hy het iets om te eet. En dan word daar oor die saaier gesê, maar hy verstaan nie wat op hierdie saailand gebeur nie. Hy doen maar wat hy altyd doen, maar wat op die saailand regtig gebeur, verstaan hy nie. Ons is terug by die disippels en Jesus in die skuit. Jesus sê vir hulle met die gebeur op die see, sien julle lyk nou maar nes die ou saailandjie. Julle geloof is karig. Maar dieselfde gebeure sê iets anders ook. Dit sê, die Here was daar by hulle met hulle karige geloof om hulle te beskerm. En dit is wat met die saadjie gebeur, wat geen mens met sy oë kan sien nie. Daar's groeikrag in. Wanneer die saadjie in die grond kom, ontkiem hy en hy begin groei en hy dra vrug. Sonder dat die saaier weet hoe. Maar daar's groeikrag, want dit is God se koninkryk. Broeders en susters, of ons geloof karig is, en of dit wat ons met ons oë sien, nie goed lyk nie. En al kom ons dan nou met allerhande pogings en aksies, om dit tog net beter te laat lyk miskien. Ten spyte van dit, sê ons skrifgedeelte, bly God by sy kerk. Bly God by elke gelowige kind. En as ons nou mooi daaroor dink,
oor die ou saailandjie, dan kan ons elkeen eintlik vergelyk met die saailand. Die dae waarop die saad op die pad geval het, die dae waarop die saad tussen die onkruid beland het, die dae waar die saad op die klipperige gebied beland het. En God dank, die saad wat tog geval het, begin ontkiem en groei het en vrug gebied het. Die geheim van die evangelie is dat God sy handewerk nie laat vaar nie. Dis die geheim van die evangelie. En hierdie geheim van die evangelie wys God ons elke keer as ons voor die kruis op Golgotha staan. Hierdie saad, die evangelie, hierdie saad wat gesaai word, is saad wat gekweek is in die bloed van Jesus Christus. En die saaier kom en hy saai dit milddadig. Ons kan maar net bid dat die goeie Heer ons sal vashou en dat die saad in ons sal groei. Dat ons nie na hierdie wêreld sal kyk en die kerk geloof met aardse oë sal oordeel nie, maar dat ons hierdie saad wat gesaai is sal koester met die gebed. Here, hou my tog net in die geloof vas. Dan, broeders en susters, kan ons te midde van hierdie wêreld leef, vrede hê, omdat ons weet, ek behoort aan die Here. Dis sy saad wat die groeikrag in hom het. Mag elkeen wat 'n oor het, tog goed hoor. Amen. Ons sing ten slotte 2 gesange, die eerste een gesang 5, 7, 8, die eerste en die derde strofe. U sal ek voor oë hou, selfs in storm of watervloed. En dan gesang 2, 6, 7, die tweede en vierde strofe.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.